Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag die 4de Augustus 2026. O Heilige Gees, dankie dat U met onuitspreeklike sigtinge by die Vader intree vir ons. Wanneer ons nie weet hoe en wat om te bid nie. Here, kom U en kom help U ons ook selfs daarmee. Amen. Vriende, mag julle inderdaad genade en vrede en oorvloed hê, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dan gaan ons aan hier by Jakobus 4. Jakobus het net so 5 hoofstukkies, so ons is nie te ver van klaar met Jakobus nie. Nou, soos julle nou weet, lees ons gaan nou maar net aan en dan lees ons die Bybel, né? So wanneer ons by 4 kom, dan kom Jakobus, onthou nou weer eens, is die stamme wat versprei is, hierdie brief van Jakobus gaan uit na hulle toe. So Jakobus waarsku hulle ook, né? So dit is 'n brief ook waar hy hulle waarsku, waar hy vir hulle wys waarna hulle moet kyk, praktiese goed waarna hulle moet kyk. So wanneer ons dit luister, kan ek en jy natuurlik inderdaad baie keer so 'n bietjie van buite staan en sê, wat wil hy nou vir hierdie mense sê? Kan ons 'n bietjie van ons lyf afhou? Kan ons, as ons wil. Maar ek wil ook hier maak jou toeganklik vir dit wat hy sê, alhoewel dit nou goed is wat baie keer buite ons parameters se goed val. En sê, wat van hierdie goed wat hy vir hierdie mense oor waarsku, is miskien op jou van toepassing, né? En dan sê jy, Here, ek het nie op met moord pleeg nie, en ek doen nie al daai tipe goeters nie, maar Here, miskien is ek by selfsugtige goed. Here, ek hoor vanoggend dat Jakobus met my kom praat, dat U deur die Gees wat in Jakobus was en in die woord is, nou met my kom praat, né? So ek wil hê julle moet ook so daarna luister. Nou kom sê hy hierso, onthou ek kom praat met die mense wat versprei, sê, waar kom die stryd vandaan? Vra hy vir hulle. Waar kom die rusie onder julle vandaan? Dit lyk my hulle taamlik 'n bietjie beklei. Partykeer onder mekaar. Dis mos nou maar jou aanname wat jy maak. Anders hoekom sal hy nou die goed skryf, né? Kom dit van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed? Kom vra hy, né? Hy sê, waar kom die stryd en rusies vandaan? Is dit omdat daar 'n selfsugtigheid binne julle is? Nou vriende, kom ons sê vir mekaar, ek dink baie rusies oor die algemeen kom voor omdat dit gaan oor die persoon wat sy opinie op jou wil afdruk of sy way wil hê, sy manier van dink is net reg. Is my way or the highway. En dit is so. So daar kom baie keer rusies voor ook in ons tye. Liewe vriende, as gevolg van selfsugtige begeertes, né? Ek wil dit so hê. En omdat ek wil sê, gaan ek jou maak dit en dit en dit doen, né? So dit is so. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en beklei julle, presies wat ek nou vir julle gesê het, né? En in ons land is dit vir 4 hoogtyd, vriende, ons weet. So mense, as hy nie 'n bakkie kan kry, steel hy die bakkie, maak sommer die ou dood, né? Hy gaan breek in en dan nie lankie dan is dit 'n moord. En so kan ons aangaan, hè. Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Baie relevant vir ons land. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en beklei julle, né? En ek moet eerlik sê, wat dit dan betref, het ek nou nog nooit in my lewe regtig ervaar nie, maar ek het al wel baie stories gehoor van ander mense en vriendekringe wat selfs gebreek is as gevolg daarvan, hè. So dit is maar goed waarna ou moet kyk. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle dan verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig, kom sê Jakobus nou vir hulle, né. So dit is so dat wanneer ek en jy bid, ek baie keer vir julle gesê, ons moet besop dat ons gebede nie wenslysies word nie. En lysies word vir die Here sê, Here, sal jy dit doen, sal jy dit doen, asseblief, sal jy dit doen, sal jy dit doen, sal jy dit doen. Eintlik is jou gebed raak eintlik 'n voorskrif vir God wat hy moet uitvoer, né? Wenslysie. Ons kan nie so met God omgaan nie. Nie dat ek en jy natuurlik nie met God kan gaan praat en sê, Here, iets wat ek baie graag wil hê, maar kom los dit in U hande, asseblief wil U nie vir my help daarmee. Natuurlik is daar niks meer verkeerd nie, né?
Maar dit gaan nie net altyd, gaan kyk 'n bietjie oor waaroor ons bid. Ons bid baie keer vir ons kinders, ons werk en ons alles. En as jy daar klaar is, kom jy agter dat jy net 'n lysie versoeke gerig tot God wat hy moet doen. In plaas daarvan om te luister wat die woord sê, die stukkie wat jy gelees het, gesê, Here, ek het kom hoor dat deur die woord vir my vandag sê, ek moenie selfsugtige begeertes hê nie. Ek het vandag by u kom hoor dat ek moet besop om jaloers te wees. Ek het by u kom hoor vandag dat ek nie verkeerd moet bid nie. Dit nie net moet gaan oor my selfsugtige begeertes nie. En dan gaan hy aan, dan sê hy, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê, nee, maar die genade wat hy het. Nou dit is baie belangrik vir jou. Onthou ek sê altyd in die Bybel sê dit baie pertinent, sommer hier in Eksodus 20. God is 'n jaloerse God. God soek jou volledig vir hom. Die skrif sê of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon heeltemal vir homself wil hê, né? Daarom sê ek vir julle vriende, die groot goed wat ek en jy moet betrokke by wees is om in die teenwoordigheid van God te wees. Daarom is dit belangrik om die Here te loof en te aanbid op 'n Sondag. Dit is belangrik. Dit is reg deur die Bybel is dit belangrik. Vandag is dit nog net so belangrik. Mense besluit nee wat hulle gaan 'n klomp ander goedjies doen. So jy maak jou vol met die wêreld. Wat beteken dat die wêreld neem jou in beslag en al hoe minder van God. As jy kom kry, is jy by jou eie begeertetjies en jou eie goedjies wat jy doen, hè. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die gees wat hy in ons laat woon heeltemal vir homself wil hê? En dit beteken ons moet 'n lewende verhouding hê met God, beteken ons moet in Jesus se voetspore volg, beteken ons moet die Heilige Gees deur ons laat werk. Dit beteken dat ons met God se dinge moet besig wees. Wat is God se dinge? Dit is eredienste op 'n Sondag, om die Here te loof en te aanbid. Dis om betrokke te wees by 'n klein groep. Dis om betrokke te wees by die werk, liewe vriende, om met jou Christendom daar prakties uit te lewe, né? En so kan ons al gaan 'n klomp sulke goed. Dit is deel daarvan. Dit is nie 'n opsie nie, dit is deel daarvan. Maar die genade wat God gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Ja, ek dink ek gaan net tot hier gaan. Anders gaan bespreek ons nou 'n ander naam. Kom ons stop volstaan vandag daarby. Mag julle God se liefde ervaar, God se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.